Goeiemôre. Dit is Dinsdagoggend, die 14de April 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ja, in die Kaap met die DA se kongres is daar 'n nuwe DA leier gekies, Gordon Hill Lewis. En ek kan nie sien dat die DA enigsins deur sy leierskap sal afwyk van die huidige koers waarop die DA tans is nie. En dat ons waarskynlik maar meer van dieselfde gaan sien. En 'n mens moet erkenning gee waar dit nodig is. En ek dink die DA het baie suksesse behaal met dorpe, streke in die Kaap, die Wes-Kaap spesifiek. En daar word groot hoop geplaas dat die DA dan ook 'n verandering sal kan maak in Johannesburg, waar dit sake baie sleg gaan op die ou einde van die dag. So kom ons hoop dat Gordon Hill Lewis vir die DA op koers sal hou en 'n sterk oppositie vir die ANC kan wees. Nou, ek dink daar gaan 'n groot swaai wees met die volgende verkiesings. Ons gaan dit in die tussenverkiesings sien. Ek dink die Vryheidsfront Plus gaan baie sterker na vore tree en wie weet dalk selfs 'n paar stadsrade oorneem vanaf die DA en ook ander plekke. Maar dis bietjie vroeg om oor al hierdie dinge nou al te spekuleer. Kom ons kyk maar hoe vaar Hill Lewis oor die volgende paar maande. Ja, en dan staan ek baie keer verstom oor die nydigheid van mense. Nou kyk, om aangeval te word is nie die ergste ding wat kan gebeur met 'n man nie. Jy kan nie verwag om video's te plaas op YouTube sonder om kritiek daarvoor te kry nie. Dis net jammer dat soms raak die kritiek persoonlik van aard en 'n mens hou ook nie daarvan nie. Maar dit gaan my verstand te bowe dat ons as 'n groepering wat onsself redelik neutraal sien, maar meer regs as neutraal, want daar is nou net of jy's links of jy's regs. Daar is nie meer 'n goue middeweg wat oor gepraat kan word nie. So, ja, ons is 'n behoudende groep, enigsdenkende mense, en dan wonder 'n mens maar net, hoekom word ons ook nog verder aangeval en verneder in die proses? Nou, ek verwys ook hierso na ons 4x4 klap. Dit lyk vir my vir baie mense is dit 'n no-no. Ek mag nie verlof neem nie. Ek mag nie weggaan nie. Ek mag nie ook gaan toer en iets gaan sien en ervaar nie. Maar die ergste van alles is die gerugte wat gesprei word, wat sê dat hierdie toer word met SBB gelde gedoen. Nou ek dink as jy mooi kyk op hierdie ene, daar is 'n cover charge ter sprake en elkeen wat op daai toer gaan, elkeen van die 19 voertuie, betaal vir hulle self, hulle eie akkommodasie, hulle eie brandstof, hulle eie toerusting. Daar kom niks van SBB se kant af vir hierdie toer nie. Daar word geen geld van SBB vir hierdie toer vir enige persoon gebruik nie. Dit is juis 'n groep ouens wat voel hulle kan meer doen, wat in die omstandighede van so 'n toer met gedagtes, idees na vorentoe kom. Ek dink Hoeka die silwer idee was gebore ook op 'n vorige toer waar daar begin is met die gedagtes van 'n sakekamer te skep, het ook beginne op 'n toer. So dan kom goeie idees na vore en dis oop vir enige SBB lid om saam te gaan op so 'n toer. Maar dit maak seer as daar skielik beskuldigings uitkom dat SBB gelde onreëlmatig gebruik word. Want
Dit moet 'n mens dan eers bewys voordat jy daaroor praat. Voordat jy iemand oor iets kan beskuldig. Die vraag wat ek het, die teenvraag is, hoekom kan ons nie die son oor almal sien skyn nie? Hoekom is dit juis ons mense wat die son nie oor ander wil sien skyn nie? Wat met alles fout vind en op alles kritiek lewe. Ek kry kritiek omdat daar nie genoeg gekommunikeer word met van die lede nie. Mense, as enige iemand meer as kommunikeer as wat ek kommunikeer, dan wil ek hom nog eers ontmoet en sien. Ek praat elke liewe oggend. Elke donderdag aand is daar 'n bosberaad. Wat meer kan ek doen om sigbaar te wees, om te kommunikeer met mense, sodat hulle dit kan ervaar wat en dit beleef wat ek vir hulle deurgee en vir hulle sê. Nou SBB het al baie gepraat rondom die hele situasie rondom groepering. Ons verskil van enige ander organisasie. Ons is nie daar om te sien na vlugtelinge nie. Ons beskou onsself nie as vlugtelinge nie. Ons groepeer om mense in staat te stel om produktief te lewe, waarbinne mense wat gevlug het, pad gegee het uit die stede uit, in veiliger omstandighede kan voortgaan. Ons doel is dus om die gebied te stabiliseer, om hom veilig te hou, om gebiedsdominering te doen. Dis SBB se taak. SBB se taak is nie om vlugtelinge te ontvang en daaroor gesprekke te voer nie, want dis nie ons doel nie. Dit is egter belangrik om te weet dat ons 'n taak het wat gedoen moet word en dat die inligtingshub wat ons gestig het, juis ten doel het om mense betyds uit die gevaarareas uit te kry. Uit die meer gevaarlike areas na die minder gevaarlike gebiede. Dis prioriteit. Nou hierdie inligtingshub, niemand bedryf tans so volledige inligtingshub uit enige groepering uit nie. Dan bied ons nog die dienste vir ons rapsie oor die 800 lede in Appington 'n verdere diens aan met die ambulans wat daar is. Ons is besig om nou te werk aan 'n begrafnispolis deur Afbop waar daar sekere finansiële voordele vir lede is en dit gaan landwyd werk. Hoe dit presies gaan werk, sal ek op 'n latere stadium sal ek kommunikeer. Maar as jy my boodskappe luister, maar jy luister dit end uit en nie net vir 'n stukkie nie. Lees dit end uit, want aan die einde kom die boodskap deur wat op SBB-lede van toepassing is. As daar iets is wat julle moet weet, dan sal ek dit aan die einde van die gesprek sal ek dit doen. Dit is nie deurlopend daaroor nie. Ons het 'n situasie waar internasionaal 'n groot rol gaan speel op die veiligheidssituasie in Suid-Afrika. Daarom begin ons daarmee en dan trek ek dit op die einde trek ek dit deur tot op voetsoolvlak waar ons is. Maar as jy net vir die eerste 5 minute luister of die eerste 6 minute en dan dink jy verstaan nou die volle perspektief van die gesprek, dan maak jy 'n baie groot fout. En baie mense reageer en lewer kommentare net oor die opskrif wat daar geplaas is. En die opskrif is mos nou nie alleen voldoende om 'n gevolgtrekking te maak nie. Nee, luister die hele gesprek tot daar waar ons kondensmelk koffie drink en dan sal jy weet of daar iets van toepassing onmiddellik op jou is al dan nie. Ek dink
Ons kan nie bekostig om onder mekaar te beklei nie. Ons kan nie bekostig om verdere verdeeldheid toe te laat nie en om verdachtmaking te versprei onder lede nie. Dit gaan nie goed af nie en dit kan nie werk nie. So daarmee saam sluit ek met geniet jou kondensmelk koffie en ons gesels dan môreoggend weer verder. Mooi loop, lekker dag.